Welkom by Op die Telbord en weer 'n besige telbord gewees. Mike, lekker om jou te gesels. Mike Potgieter, ons kyk na die telbord, ons kyk na wie het gewen en wie het verloor en waar was daar trane en waar was daar blydskap. So in ons geval, ons het al vroeër in die dag het ek en jy gesels dat daar was maar trane hier en daar was blydskap vir ons, maar ons wil kom by die trane. Lekker sport naweek gewees, jou kant? Ja, baie lekker sport naweek gewees op die rugbyfront, op die cricketveld was dit goed gewees. Ons hoef nie te veel vas te haak op die sokker en so voort nie. Ons kan maar dit net oorgaan. Daar's baie ander dingetjies wat gebeur het hierdie naweek. Ja, absoluut. En een van die telbord wat nou nie te veel op die telbord miskien beskikbaar is nie, maar kan daarom net vir jou komplimenteer. Hierdie naweek 15 km gedraf, deel van die Tiger Run daar van Radio Tygerberg in die Kaap. So wel gedaan. Dit is 'n goeie prestasie. Ons moet nie jou tyd vra nie. Ek het die kalender hier in die gatsak gesit. Nee, dit was baie lekker geweest. Baie lekker geweest. Die eerste keer in 'n baie lang tyd wat die ou nou weer 'n lang afstand 'n bietjie aanpak. Maar die atmosfeer is lekker en jy weet ook al selfs die Comrades en sulke goeders gedoen het. Ek dink dis een ding, die kameraderie van die atlete of deelnemers, maar ook die ondersteuning langs die pad. Ek dink so as jy daai bult voor jou sien en jy sien hier staan iemand hou bene hou, dan voel jy wie jy kan aangaan. Absoluut. Ek so een keer die Two Oceans gehardloop, net so een keer die ver een, die 56 motors nou slaag. Kalkbaai kom toe staan van die ondersteuners langs die pad toe sê hulle, een Ocean is klaar, nog net een om te gaan. So dit klink makliker. Ja, nou, kom ons gaan na die telbord. Dis 'n lekker besige telbord gewees. Ons begin by die golf. Ons is natuurlik by sokker ook. So bly ingeskakel want die lekkerte van op die telbord, ons hoor wat sê die afrigters, ons hoor wat sê die spelers. So ons praat met die spelers, praat met die afrigters, ons hoor wat sê van die sokkerafrigters. Selfs met die Cape Epic, Absa Cape Epic gaan ons hoor van die wenners en dan vir die rugbyafrigters Johan Ackerman onder andere Ivan van Rooyen Cash. Ja. So ons gaan met hulle almal gesels. Maar kom ons spring weg met die golf. Dit was Live Golf Suid-Afrika 2026 en dit was by Steyn City gewees. 'n Klomp mense daar, bykans 90,000 mense, maar dit is 'n klomp mense oor die 4 dae natuurlik. Bietjie reënerig en daar was bietjie modder en manne lekker gekuier daar. Daar's lekker in Lions Den ensovoorts, maar telbord gewys, dit is Bryson DeChambeau wen individueel en dan die span is dit ook sy span die Crushers wat wen. Sowel gedaan vir die Southern Guard, net tweede gekom. Maar suksesvol, ek dink Live Golf kan sê wel, mission accomplished. Ja, en kort nadat die wen balletjie geset hou gesing het daar sien ek is nie noodwendig gespeler nie, ek is meer 'n ondersteuner. Ek ken Engels die pad geval het hulle ook aangekondig dat 2027 weer by Steyn City sal plaasvind. Dit gaan hier in April plaasvind. So ek dink redelike suksesvolle toernooi gewees. Die CEO van Live Golf het ook gesê hy dink naas Australië. Almal het aangegaan oor Adelaide. Suid-Afrika is die kalender op die toernooi wat op die kalender almal gaan omkring. So ek dink Suid-Afrika kan trots wees. Ja, goed aangebied en selfs president Ramaphosa was daar gewees. So dit was wel gedaan aan die Southern Guards. Brendan Grayson net in die derde, gesamentlik in die derde plek en dan was uitspeel gewees. So dit is Bryson DeChambeau. Hy het gewen en hy was redelik emosioneel geweest na hy gewen het. Kom ons hoor wat hy gesê het na hy die laaste set nou ingerol het. I really appreciated it. I mean, I knew Louis was going to get so much love today, and that's what I wanted to be a part of. So I was lucky to get to experience that. And when they were chanting on the first hole and hearing that, it was invigorating. And then the support I received was overwhelming as well, and really appreciated. It's tough because I've got to control my emotions because I can get a pretty big high out there from all of the support. And so Jibo was just like, stay calm and keep moving forward and keep swinging your golf club. But there were times where, even on 18, when I hit over the right, just everybody running up, putting their hand around me and then trying to get a selfie. When I took one of the guys' phone and actually did a video with him as we were walking up. So hopefully that's on social media or something. But that was a funny moment and really fun to interact with the crowd. And they're a wild bunch, but they're a good bunch. Maar dit dan Bryson DeChambeau, ja, goeie prestasie, hy het goeie golf gespeel, van die uitspeel vir John Ram te klop, maar hulle het hom Afrikaanse woorde geleer, Mike. Jy kan mense ook verkeerde woorde leer. Ek wil net sê, ek is baie bly hulle het vir my lekker woorde geleer. Lekker was jy een van die woorde, maar kom ons hoor wat hy gesê het. Hulle het 'n bietjie uitgevra oor wat hy al in Afrikaans op die baan gehoor het. I mean, some of it I couldn't understand, so I don't know. They're just yelling and that's cool. That's cool Afrikaans. Yeah, Afrikaans. That's right. Yeah, I don't know that language. I'm sorry. I'm from Texas, so I understand southern, a little bit of southern twang, but that's about it. I learned what lacquer
Is that it? Lekker, yeah. Lacquer, yeah. Lekker. So I learned that today from Louis. That was cool. It's like almost vamos for. It's like, come on, let's go. I hope that's right. Please don't crucify me on that. But yeah, lacquer. That's great. So I guess I'll be saying that or hearing that. And what else? Do you know anybody that said anything? What they say? You No, I remember? mean, everyone was just excited about having you here. There was just so much excitement. But like, like Happy Gilmore always talks about going to the happy place. I mean, like, is that what you always, do you have resets through your round? You don't want to be in my head. Maar dit dan Bryson tussen Bou, jy het hom gelukkig net lekker geleer meestal. Dis al wat jy onthou dalk. Ek dink is 'n paar manne wat vir hom ander goed ook geskree het dan. Ja, ek dink daar's 'n paar interessante Afrikaanse woorde wat 'n ou so by so 'n toernooi, veral soos ons vroeër gesê het ook, ons is nie regtig gewoond aan hierdie luidkeels en sing en al daai tipe dingetjies nie. So die verkeerde woorde kan baie keer gehoor word, ja. Ja, absoluut. Kom ons hoor wat sê Dean Burmeister. Natuurlik sit hy een van die 4 manne wat vir Suid-Afrika se span, die Southern Guards, gespeel het. En hy het ook gepraat van die ondersteuning wat hy op die baan gekry het. So langs die baan, terwyl hy die balle geslaan het en so langs die toue, kom ons hoor, sê Dean Burmeister. Yeah, a little bit. I mean, look, I am interacting with the crowd quite a lot, and I do enjoy it. I swap hands. That helps a lot. A lot of the guys have had a couple of brandies. Definitely hit my high fives a little too hard. But you know, I can't. Yeah, it's all right. I come from a Bloem, so I'm pretty used to getting beaten around a little bit. A little English guy from Bloem, so you know, I mean, you deal with it, man. I've loved it. I mean, the crowd's been amazing. They've welcomed me so well, and I mean, I saw guys out there yesterday. They were wearing a Bryson shirt that said "Bry Son," and then today they were wearing a shirt with my face on it that said "Brian Master," which is, you know. So I thought that was pretty cool. I took a photo with them, and just that kind of stuff just keeps your head out of the actual stress of what we're trying to do here, and just keeps you going. Dan die Burmeister, hy is van die Southern Guards, 'n suksesvolle liftgolf gewees. So ons kyk uit vir volgende jaar. Jy sê dit is weer April volgende jaar. Ja, dit lyk my die datums is hier van die 22ste tot die 25ste April volgende jaar en ek sien Gayton McKenzie het al klaar gesê die kaartjies is beskikbaar. So hulle verwag 'n groter skare volgende jaar. Gayton McKenzie, hy is die minister van sport kultuur in Suid-Afrika. Ek hoop hy hou by al sy beloftes. Ek glo hy sal. Ons glo hy sal. Kom ons gaan na die rugbyveld. Daar is ook beloftes gewees van goeie uitslae en al 4 Suid-Afrikaanse spanne het hulle beloftes gestand gedoen. Ja. Al 4 het gewen. Dit is 'n goeie prestasie. Dit is eerstens die Bulls al Vrydag gespeel teen Cardiff 40-7. Dan is dit die Lions in Edinburgh met 54-17 geklop en dan 45-0. Munster het geen punt aangeteken teen die Sharks en die Stormers het eintlik so 'n bietjie hak en tak. Dit was nie so oorweldigend as wat almal verwag het in 29-21 het hulle die Dragons gewen in Kaapstad. Dis 4 wedstryde, maar kom ons spring sommer weg jou gedagtes sommer met die eerste in die Bulls. Hulle moes nou terugkom nadat hulle teen die Stormers verloor het. Gedoen wat hulle moes, mission accomplished veral in die eerste helfte. Ek dink dis die grootste en belangrikste vir 'n span wat na jy 'n pak slaag dan nou gekry het en ek sê pak slaag want dit was op tuisveld gewees en jy is die oorweldigende gunsteling op tuisveld veral gebaseer op die vorige uitslaag. So ek dink die Bulls het baie goed gedoen om oortuigend te wen tuisveld na oorverloor. Ek dink dit is wat hulle wou doen, ja. Absoluut, maar kom ons hoor wat sê Johan Ackerman. Hy het na die eindvlekkie het hy op Loftus Versveld gepraat by die media konferensies hoor wat was sy mening na hulle gewen het teen Cardiff. Ou sal bekommerd wees omdat ons nie geleenthede klaar gemaak het nie, maar ek dink op 40-7 gaan elke speler bietjie ek wil amper sê losraak. Jy weet wat ons wil hê nie, maar wat net natuurlik gebeur want jy het daai buffer. Maar ek glo as dit 'n 25-20 game was, hopelik sou die ouens beter besluite gemaak het. Dit is natuurlik iets wat ons na sal kyk, maar die groot ding was ons het daar was baie balle wat net op die grond geval het wat ons beheer oor gehad het wat ons het nie gefinish het nie. En dis die goed wat ons moet regmaak, jy weet. So ja, so die tweede helfte as sulks was daar net baie foute, baie geleenthede selfs, jy weet, van die skoppe was miskien 'n beter tipe skop sou beter opsie gewees het, maar ja, jy weet so weer eens soos ek sê, ons het die buffer gehad, so dit het dalk die invloed gehad op die spelers se besluit.
Dan afrigter van die Bulls, Johan Ackerman, hy het gepraat in die tweede helfte was nie goed, net 7 punte aangeteken, maar die wen was daarom so half al klaar in die sakkie gewees. Hy het gepraat van hulle het nie opwarm met hulle agtergekom, hy gaan wen, het hy gesê. Weet nie, kry mens daai gevoel nie. Ek kry seker maar gevoel die ingesteldheid. Dalk is dit die gevoel, maar ek dink die druk van teen die Stormers speel was miskien bietjie meer anders gewees as om teen Cardiff te speel. Ja, ek dink hierdie wedstryde wat nou gespeel is, kan baie maklik 'n piesangskil vir jou wees. En veral as die telling so oorweldigend in jou guns is na die eerste helfte, dan kan ek verstaan hoe hy sê die ingesteldheid en die inkoop van die spelers tot opbou van hierdie wedstryd, veral na daai verloor teen die Stormers die vorige week, dink ek daar was so 'n bietjie iets wat 'n skuiwer gedoen het. En ek neem aan dis waarna hy verwys, maar ek dink soos ek sê, hierdie wedstryd kon baie maklik 'n piesangskil gewees het. En dan verstaan ek hoekom jy in die tweede helfte so 'n bietjie losraak, veral gebaseer op die telling wat in jou guns is na die eerste helfte. Absoluut. Nee, ek vermoed ook die opwarm is, maar jy kan die ingesteldheid sien of almal reg en gereed is om te speel. Maar kom ons hoor wat sê die Leeu's afrigter, dis Ivan van Rooyen, hy het 'n goeie werk, hulle het gemaklik gewen teen Edinburgh, hierso is die afrigter van die Leeu's. I think Edinburgh is one of the best teams in the competition that can just keep balling, keep applying pressure. Obviously, we're proud of the big defensive effort. I think our collision was decent as well. We knew that if we were going to be good in that department, they might give us one or two counter-attack or turnover attack options. And from there, I thought we were exceptional. Wat dit dan Ivan van Rooyen, Cash noem hom sy bynaam, hy sê afrigter doen goeie werk, 'n goeie afrigtingsspan. Ons het baie daaroor gepraat. Hulle is eintlik 'n span met minder groot springbokke in die span, maar hulle speel asof hulle baie springbokke het. Ja, een van hulle springbokke is natuurlik van 'n berg of krappies met sy bynaam wat sy 100ste wedstryd gespeel het. En wat vir my so ironies was is jy dink baie keer daai in internasionale wedstryde is hierdie 50s en 100s mos baie keer 'n curse op 'n span waar die aandag van die veld af baie meer is as op die veld gebaseer op dit. En ek dink dit is wat die Leeu's reg kry. Daar's baie dinge wat van die veld af nie in hulle gun stel nie. Die ondersteuners wat nie noodwendig opdaag nie, die area waar hulle in speel ensovoorts. Daar's baie kontroversie oor die span en juis oor die feit dat hulle nie baie springbokke en sterspelers het nie. Maar ek dink dit is in hulle guns. Die feit dat hulle nie opgebreek word nie, die feit dat hulle as 'n span saam gel en bond oor 'n tydperk. Ek dink die afrigtingspan is besig om iets groot reg te kry met die Leeu'span. Absoluut 'n briljante span en ook 'n inspirerende kaptein, Franke Horn, en hy speel agste man, hy speel week na week doen hy meer as wat hy moet doen. Kom ons hoor wat hy ook gesê het, dit is nadat hulle gewen het teen Edinburgh. I mean, we scored some unbelievable tries today, but that comes from hard work. It's not just scoring it; it's being there, playing off each other. And you could see today it was a team that was still hungry. We said we need to back up the performances, and because the race to the top 8 is so tight, we have to keep on building and building. And I think it was a solid performance to celebrate the SA Shield. In a world where politicians promise the moon and deliver potholes, where democracy sometimes arrives in camouflage and ballots often look like formalities, one show dares to laugh with Africa, at Africa, and sometimes for Africa. This is Second Take, your weekly dose of political satire with an African soul and a global edge. From coups disguised as press briefings to ministers moonwalking past accountability, we serve the real news with sharper writing. Each week we bring you the TikTok of the week because sometimes the revolution is vertical, and the heartwarming moment of the week to remind us that not everything is burning. We also sit down with the bold, the brilliant, and the brave, voices that question power, stir thought, and spark laughter. Because when the headlines are wild, the leaders are louder, and the truth is lost in translation, we all need a second take. This week's decisions, today's debates, tomorrow's consequences. The agenda puts the spotlight on Namibia's most pressing issues and the people driving them. From headline makers to groundbreakers, we bring you the voices and perspectives at the center of the national conversation. One story, one interview, the depth you won't find anywhere else. That is The Agenda. Catch The Agenda on oneof2.com and on ntv.my.na.
Dit dan Frankie Horn, ja, lekker speler en hy sê maar hulle is aangeskakel en reg en gemotiveerd, so dit is lekker om te sien. En kom ons gaan van die rugby af na die sokker, met jy daai Karabua beker. Ek sien hulle verkoop hy kaartjies baie fyn, want die een helfte is rooi en die ander helfte was ligblou. Dis net Manchester City eens dit gespeel teen Arsenal. Manchester City wen die titel 2-0. As jy die wedstryd so kyk, die een helfte is soms speel jy na jou ondersteuners toe en soms is dit die ander manne wat jou nie ook kyk. Ja, ek dink dit is wat dit baie interessant maak. As jy gaan kyk, ons is so gewoond aan groot stadions wat so amper halfpad vol is. Nou sit jy met 'n groot wedstryd soos hierdie stampvol gepak en jy sien jou ondersteuners. Dis nie eers asof jy moet wonder waar hulle sit nie. Dit gaan 'n impak hê op enige wedstryd, maar dit is lekker om te sien. Ja, en dit is 'n Wembley stadion, is 'n groot stadion en in die tweede helfte het Manchester City na hulle ondersteuners toe gespeel en toe na hulle ondersteuners twee doele geskop. Ek hoor wat sê Pep Guardiola, interessante man by media altyd, ek weet nie hoe jy hom ervaar nie, hy frons verskriklik en hy praat snaaks en hy kom natuurlik nou nie as Engels is nie sy eerste taal nie, maar as hy gewen het praat hy effens makliker, so hierso is Pep Guardiola die afrigter van Manchester City. A lot. Always win a title is difficult and a lot. Celebrate with joy and the satisfaction to alongside Bayern Munich, maybe Barcelona as well, and the best team in Europe. Do the performance, especially the second half. The first 15 minutes they suffocate us, like normally they do. But after that we start to win a little bit second balls, and Antoine was really good the first half. The second half with Jeremy, we found a little bit more Rodri and Bernardo in the positions that we needed, and we make an incredible victory at the end. The Carabao Cup is not the Champions League, it's not the Premier League, of course, as everybody knows that. But win against that team, make that title special. Dit is 'n afrigter van Manchester City, Pep Guardiola. Mens moet hom krediet gee, Mike, 'n 19de titel, groot titel wat hy al gewen het. Hy het al groot dinge gewen, Engelse Premier Liga baie keer, Kampioenskapsliga, Karabao beker ook nou op sy lysie. Hy kan afrig. Hy het hom gevra of hy nou gelukkig is, toe sê hy, a lot. so is duidelik is hy gelukkig, hy praat nie baie nie, maar mens moet hulle krediet gee, 'n goeie span, hulle weet hoe om titels te wen. Dis die een ding, Manchester City kan altyd een van hierdie spanne wees wat in die begin van 'n seisoen lyk asof hulle so 'n bietjie klei trap en hulle voete vind en momentum kry ensovoorts, maar dis 'n span wat weet wanneer om te wen en hoe om te wen wanneer dit saak maak. En Pep Guardiola is natuurlik in die stuur van sake en ek kan dink dat Man City vir 'n baie lang tyd aan hom sal wil vashou. Ja, nee, verseker nie. Hy is 'n goeie afrigter, hy weet hoe om dan manne oor die lyn te kry en hy kry suksesse. En interessant is hoe die Engelse Premier Liga nou uitspeel. En kom ons praat oor die Engelse Premier Liga, want Manchester City en Arsenal is die twee spanne. Tussen hulle twee gaan nou waarskynlik nog 'n wenner wees. Hulle speel teen mekaar so in die middel van April, 19 April speel hulle by Manchester City. Daai wedstryd gaan waarskynlik bepalend wees. Maar kom ons kyk gou vinnig wat gebeur het die afgelope naweek. Tottenham Hotspur het tuis gespeel teen Nottingham Forest 0-3 verloor. Dit was belangrik ook in die konteks van relegasie natuurlik. Dan Aston Villa het 2-0 gewen teen West Ham en dan sit Newcastle. Hulle tuis verloor teen Sunderland. 'n Goeie uitslag vir hulle nie. Everton briljante wen teen Chelsea, nog 3-0 ver gewen. Brighton wen 2-1 teen Liverpool. En dis tuiswedstryd vir Brighton en dan Bournemouth en Manchester United speel met 2 elk gelyk op. Maar kom ons begin met daar by Manchester United want ek sien jou wenkbroue lig so half toe ek gepraat het oor die uitslaa. Mens nou nie ek weet dit is eina partytjie om te erken, maar dit is nie lekker as jy span verloor het. Nee, ek wou vir jou sê jy hoef nie so jy weet daai wat Pep nou gesê het van a lot. Nou a lot unhappy met sekere van hierdie uitslae, maar ek dink wat 'n ou kan doen is om Manchester United is. Ons praat baie van Manchester City oor weet wanneer en hoe om te wen. As jy gaan kyk na Man United, oor waar hulle was en hoe vinnig Carrick dit omgedraai het, weer die trots restoreer in hierdie span. Die ondersteuners is opgewonde wanneer hulle span speel en jy sien dit wanneer die skare daar is. Hulle lyk weer asof hulle lus is en 'n span ondersteun wat weet wat belangrik is. Absoluut. En hulle speel nou baie beter. 2 elk voel of hulle soos 'n verloor, maar dit is moeilik om weg te wen en Carrick praat daaroor. Kom ons luister wat sê hy. Jy's is hom gevra, dis nou weg verloor gewees. Hoe moeilik is dit om weg te speel? Hierso is Michael Carrick. In this league's tough to win games. You know, we've won a lot of games recently, so I think the amount of points we've accumulated in some of the performances and the results that we've had, I think, is a big positive. Home and away, it's a tough league, you know, and it happens. You see how games can unfold quite quickly, but I thought we managed it in the end pretty well.
Dit dan Michael Carrick, die afrigter van Manchester United. Ja, is moeilik om weg te wen, Mike. Dit is, jy moet in die kompeterendheid van die Engelse Premier League, jy kan enige plek gaan en jy kan die enige van die tonnerspanne verloor. En dis die ding, as jy gaan kyk waar Man United nou is, 'n paar jaar terug, nie eers jaar terug, 'n paar maande terug, sou Man United hierdie gelykop uitslag as 'n wen gesien het. Maar nou ewe skielik gaan hulle sê dis 'n verloor weg. Ons kry 1 punt, maar dis nie wat ons wil hê nie. Wys jy net waar hulle is op goeie plek. Absoluut. So lekker, Engelse Premier League, hulle gaan nou eers weer in April gaan hulle aangaan, so daar's 'n week wat hulle gaan mis. Soos opwindende sokker wat nog voor lê. So al die spanne het nog kans om weer 'n bietjie harder te oefen. Ons spanne. Om weer op die wenpad te kom. Maar kom ons kyk gou vinnig na cricket en tennis ook voor ons afsluit met fietsryde. Was die Cape Epic wat ons mee gaan afsluit vinnig die cricket. Dis mans en vroue spanne van die Proteas wat in Nieu-Seeland speel. Dis baie T20 cricket. Die mans wat die telling nou 2 elk gelyk gemaak het in 'n reeks met 19 lopies gewen die 4de wedstryd. Daar's nou alles om voor te speel wat Woensdag is in Christchurch. Die vroue ongelukkig, hulle het nou 3 van die 4 al verloor teen Nieu-Seeland. En dit is eintlik goed nie, want hulle is nou so op na 'n wêreldbeker wat in Engeland gaan begin oor so 'n maand toe wat. So hulle sal bietjie beter moet vaar, maar goeie kom ons sê maar ervaring met hulle opdoen. Mens leer baie keer meer uit jou verlore uit voor 'n toernooi as andersom. Ja, definitief. Ek dink die groot positief is iemand soos Kayla Reineke wat besig is om die tonge los te maak wêreldwyd oor wat sy kan vermag. Maar Laura Wolf, daai spanne, daai spelers sal moet opstaan as hulle die dinge wil regtrek, veral vir die wêreldbeker. Hulle het nog 'n kans. Hulle speel nog weer speel hulle Woensdag in Christchurch. Speel albei die mans en die vroue spanne weer teen Nieu-Seeland. Dan sal jy 50 bilbeer cricket wat ook nog kom daarna. Op die tennisbaan, dis die Miami Open wat tans gespeel word. Een van die tellings wat ek wel kan noem is 'n briljante prestasie vir Sebastian Korda. Hy is hoog gekeer in die wêreld. Hier by 30ste rond, hy wen die wêreldsnommer 1 vir Carlos Alcaraz gewen. So dis 'n goeie prestasie in 3 stelle. Goeie wen gewees vir hom. Sy sussie speel goeie golf ook, Nelly Korda. So dis 'n sportfamilie daai. Ja, dis een van daai families wat ons nie baie van hou nie, want hulle is goed in enigiets waarmee hulle besig is en dis sommer net so 'n bietjie tong in die kies. En dis wat lekker is van die tennis, nê. Ons het vroeër gepraat toe ouens soos Federer hulle begin klaarmaak en soos gesê, wie is die volgende generasie? Nou begin Carlos hulle deurkom en hulle is die wat in die sitplekke is, maar ouens soos Korda kan jy nie uitsluit nie. Ja, sy pa het natuurlik ook beroepstennis gespeel, so dit is 'n sportfamilie daai. Maar kom ons gaan na die Cape Epic toe, Absa Cape Epic, en dit is epic en dis moeilik. Hulle sê een van die moeilikstes nog, het begin in 40 grade in die Kaap met die proloog, 40 grade hitte gewees en daar was reën en enigiets en dit is berge op en berge af, 707 km, Mike. Hulle klim met die in meters 15.916 km wat hulle geklim het op daai. Dit is verskriklik en daai gradiënt is groot. Daar's fikse manne daai. Ja, en dis die ding, ons praat nie aldag heeldag van fietsry nie, maar 'n ou moet krediet gee, een van die moeilikste soos jy sê in die wêreld sak neer op Suid-Afrika om deel te wees en te neem. En dit was 'n toernooi wat vir baie lank geoorheers was deur die Europese renjaars. Nee, verseker. Briljante prestasie. Dit is Suid-Afrikaanse 2 manne. Dit is Matt Beers en Tristan Nortje. Hulle wen die mansafdeling. Die vrouekant is dit Candice Hill wat Alexander Keller hulle het saam gery. Kom ons hoor eens wat sê die mans. Die 2 mans lekker uitgeput. Hulle het gepraat nadat hulle gewen het. Dankbaar maar uitgeput. Hierso is die wenners Matthew Beers en dit is Tristan Nortje wat bietjie gesels. I secretly knew we could do it, and I just had to believe that. Like, I know how hard it is to crawl back, 15, 20 seconds unless you really, like, I know he'll give his all, and they were also, but yeah, to give that much time, I knew it would be difficult, so we just had to keep believing and keep pushing on the trails. Yeah, just to beat those guys and win the Epic, and especially with Matt, it's the first South African team to ever win the Epic. It's special. Dan Matt Beers en Tristan Nortje, briljante prestasie. Eerste keer dat 'n span met 2 Suid-Afrikaners die mansafdeling wen. Maar dis verder gewoonlik die gemiddelde fietsryer wil net klaarmaak. Hulle ry vinniger om te wen. Ja, dit was my baie interessant met sekere van hierdie levels of stages soos wat hulle gewoonlik mos nou praat, is dit eens dat die renjaars of die ryers sê dan, hoorie, vandag gaan ons throttle oopmaak en dis hoekom ek hulle nou sommer renjaars opneem, want daar is sekere van hierdie stages wat baie makliker is. En vir die Jan Alleman is hierdie verseker nie 'n toernooi wat jy sommer net gaan inskryf en deelneem nie. Dit sê net weer eens hoe baie dit en hoe hoog ons dit kan vir die Suid-Afrikaanse span om hierdie toernooi te wen. Absoluut. En Candice Hill, sy is van die Kaap en sy het saam met Alexandra Keller gery. Ons hoor ook wat sy gesê, emosioneel gewees na die tyd, maar sy wen. Kom ons luister wat sê Candice.
it just feels like so many years of hard work and commitment from, like my husband Darren. Like if anybody knew like so many, what it really took to get here, like I can't even talk. It's a lot of years of disappointments and overcoming and keeping believing, and thanks to Alessandro to help me do it. Dit is Candice Hill, briljante prestasie, maar emosioneel en wat sy van praat van 'n uitdaging, daar was 1 jaar wat sy met 'n ketting en 'n fiets gesukkel het en dit is juist 'n wêreldloser van Namibië natuurlik, daai jaar wat sy gewen het en Candice was gemaklik voor. Dit gebeur in die Epic en dis die trane. Ja. En dis baie ure se insit. Ek dink dis die ding, ons sien hierdie toernooi oor 'n tydperk afspeel en jy sien die trane aan die einde en jy besef nie die opoffering wat voor die Cape Epic ingegaan het om op 'n vlak te kom waar jy kan meeding en dan om weg te stap met die goue medalje. Dit is daai emosie waarvan ek praat. Dit is, so dis die Absa Cape Epic wel gedaan met hulle. So tussen jou 15 km Tiger Run suksesse en die Absa Cape Epic met ons nou 'n wenner van die naweek. Ons 'n sportman, sportspan of sportvrou van die naweek. Wie het jou oorgevang die naweek? Wie het jou beïndruk? Yes, Arie, jy klink dit nou so oor hierdie 15 km asof ek myself moet nomineer, maar weet jy wat, ek dink dis nie aldag wanneer jy 'n span soos Munster weerhou om enige punte aan te teken nie, met 'n 100ste wat Mapimpi aangeteken het, die 3 waaroor almal gons wat hy aangeteken het. Ek dink my span van die week is verseker die Sharks. Ja, absoluut, hulle het baie goed gedoen en ek gaan na die fietsry en ek dink die Absa Cape Epic oor dit so uitmergelend is en ek dink is 'n briljante prestasie vir die Suid-Afrikaanse fietsryers van wat hulle reg gekry het. So dis so gesamentlik, ek gaan die mans en die vroue span, dit is vir Matt Beers en dan vir Tristan Norke en dan veral vir Candice wat baie trane is saam met Alexandra Keller. So wel gedaan vir daai fietsryers van Suid-Afrika, die Absa Cape Epic. Ek dink hulle rus baie lekker hierdie week. So ons het lekker op die Telbord saam gekuier en dan volgende week hopelik is die Telbord meer in ons guns, my en jou se guns, maar almal wat gekyk het, eers was hy in jou guns gewees. Soms is hy 'n bietjie teen jou. Hoop jou span het goed gedoen. So ons kuier weer volgende week op Telbord.